Ek gaan vir ons vanoggend lees uit die woord van God, uit Lukas. Ons gaan lees uit Lukas 12. Julle kan volg in julle Bybels of in die papiertjies wat langs julle op die stoele is. Kom ons lees uit die woord van God, Lukas 12. Ons gaan lees van vers 1 tot 34. Terwyl die skare in hulle duisende saamdrom, sodat hulle mekaar byna vertrap, begin Jesus toe eers met sy disippels praat. Wees op julle hoede vir die suurdeeg van die Fariseërs. Dit is hulle skynheiligheid. Daar is niks bedek wat nie openbaar sal word nie, en niks verborge wat nie bekend sal word nie. Daarom sal alles wat julle in die donker sê, in die lig gehoor word, en wat julle vir mekaar in julle slaapkamers in die oor fluister, sal van die dakstoepe af verkondig word. My vriende, ek sê vir julle, moenie hulle vrees wat die liggaam doodmaak en daarna niks verder kan doen nie. Maar ek sal vir julle aantoon wie julle moet vrees. Vrees hom wat nadat hy doodgemaak het, die mag het om iemand in Gehenna te werp. Ja, ek sê vir julle, hom moet julle vrees. Word 5 mossies nie vir 2 asariërs verkoop nie, en nie een van hulle is vergete voor God nie. Selfs die hare op julle kop is almal getel. Moenie bang wees nie, julle is meer werd as baie mossies. Ek sê vir julle, elkeen wat my voor die mense bely, hom sal die Seun van die mens ook bely voor die engele van God. Maar wie my voor die mense verloon, sal voor die engele van God verloon word. Elkeen wat iets teen die Seun van die mens sê, dit sal hom vergewe word, maar wie teen die Heilige Gees laster, sal nie vergewe word nie. En wanneer hulle julle voor die sinagoges en die owerhede en die maghebbers bring, moet julle nie bekommerd wees oor wat julle ter verdediging moet sê nie, want die Heilige Gees sal julle op daardie oomblik leer wat julle moet sê. Iemand uit die skare het vir hom gesê, Meester, sê vir my broer om die erfenis met my te deel. Maar hy antwoord hom, Mens, wie het my as regter of bemiddelaar oor julle aangestel? Toe sê hy vir hulle, Pas op en wees op julle hoede vir elke vorm van gierigheid. Want 'n mens se lewe word nie bepaal deur die oorvloed van sy besittings nie. Daarna het hy vir hulle die volgende gelykenis vertel. 'n sekere ryk man se plaas het 'n goeie oes opgelewer. Hy het homself toe afgevra, wat moet ek doen? Want ek het nie plek waar ek my oes kan opgaar nie. Toe sê hy, dit is wat ek sal doen. Ek sal my skure afbreek en groter skure bou. Daarin sal ek al my graan en my goedere opgaar. Dan sal ek vir myself sê, Mens, jy het baie goed opgegaar en vir baie jare. Ontspan, eet, drink en wees vrolik. Maar God het vir hom gesê, jou dwaas. Vannag nog sal jou lewe opgeëis word. En wat jy bymekaar gemaak het, aan wie sal dit dan behoort? So gaan dit met iemand wat vir homself skatte bymekaar maak en nie in God ryk is nie. Hy het toe vir sy disippels gesê, daarom sê ek vir julle, moet julle nie bekommer oor julle lewe, oor wat julle sal eet, of oor julle liggaam, wat julle sal aantrek nie. Die lewe is tog belangriker as kos en die liggaam as klere. Let op die kraaie, hulle saai nie en hulle maai nie. Hulle het nie 'n stoorkamer of 'n skuur nie, tog sorg God vir hulle. Hoeveel meer is julle nie werd as die voëls nie? Wie van julle kan, deur hom te bekommer, 1 el by sy lewe voeg? As julle nie eers so 'n klein dingetjie kan regkry nie, waarom bekommer julle oor die res? Let op die wilde narsings, hoe hulle groei. Hulle swoeg nie en hulle spin nie. Maar ek sê vir julle, self Salomo in al sy pragt was nie soos een van hulle geklee nie.
En as God die gras in die veld wat vandag nog daar staan en môre in 'n oond gegooi word so klee, hoeveel te meer vir julle kleingelowiges? Moet ook nie soek na dit wat julle moet eet en drink en daaroor besorg wees nie. Dit is immers alles dinge waarna die nasies van hierdie wêreld soek. Maar julle Vader weet wat julle nodig het. Soek eerder sy koninkryk en hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. Moenie bang wees nie, klein kuddetjie, want julle Vader het dit goed gevind om die koninkryk aan julle te gee. Verkoop julle besittings en gee vir liefdadigheid. Maak vir julle beursies wat nie vergaan nie, 'n onuitputlike skat in die hemel, waar 'n dief nie kan bykom en geen mot kan verniel nie. Want waar julle skat is, daar sal julle hart ook wees. Dit is die woord van God. Goeiemôre. Ligpunt, dit is baie goed om saam met julle te kan wees vanoggend. En ook as jy vandag vir die eerste keer by ons is, op hierdie oggend, ons is, ek dink nogals min vanoggend, ek weet nie vir die rugby of die koue is nie, maar dis lekker om julle hier by ons te sien vanoggend, soos wat ons aangaan met hierdie reeks in Lukas spesifiek, soos ons gesê het, Lukas hoofstuk 9 tot 19. Ek gaan net nou nog ietsie oor dit sê, maar ek wil net gou vinnige afkondiging maak, voor ek ook vir ons gaan bid en voor ons aan daai gedeelte gaan inspring. Vriende, baie van julle sal bewus wees van, en ek praat met almal, maar spesifiek betrekking op hoe dames in ons midde weet van ons vleervroue bediening. En net 'n vinnige afkondiging weer om te sê dat hierdie komende Saterdag wat kom, gaan die vleerdames gaan hulle saam na Gracia kinderhuis toe om daar te gaan help en om daar te gaan dien. En elke keer wanneer ons sulke, of wanneer ek hoor dit vanaf my vrou af en van die dames af, elke keer as hulle een van hierdie tipe van geleenthede het wat hulle uitgaan om iemand anders te dien, dan kom hulle terug voller. Hulle kom terug met meer energie, liewer vir Jesus, meer opgewonde en meer sien die lewe weer meer in technicolor. En hierdie Saterdag is alweer so geleentheid. So as jy hier is, dames, kan ek jou uitnooi, gaan saam met hulle, gaan dien op hierdie manier. Dis nie net goed vir die mense na wie toe ons gaan om hulle te ondersteun nie, dis goed vir ons en ons verhouding met die Here. Maar kan ek ook sê, dames, en ek sal sommer self sê, hierdie sluit ook in vir die mans, vir die dames onder ons wat nie gaan, of nie kan gaan na hierdie komende Saterdag se samekoms daar by Gracia kinderhuis nie, ons gaan juist om hulle te ondersteun, en hulle het baie behoeftes by die kinderhuis. Daar's baie behoeftes, hulle is soos baie van die kinderhuise, ek dink dis deur die bank nou in ons land op hierdie stadium so dat daar is nie befondsing vanaf die staat vir hierdie goeie werk wat eintlik daar is om die samelewing te help nie. En so hulle het mediese behoeftes, hulle het kosbehoeftes, hulle het 'n magdom van ander behoeftes, en so ons wil buiten vir die dames wat gaan om op daai manier te gaan ondersteun, wil ons hulle finansiëel ook ondersteun. So kan ek jou vra, indien jy dame nie kan gaan hierdie komende Saterdag nie, wil jy nie daaroor dit ernstig oorweeg om 'n finansiële bydrae te maak nie. Al wat jy kan doen is jy kan net in Ligpunt se rekening dit inbetaal en jy sê net Gracia. Jy sê Vleer Gracia en dan sal Natasha dit daar sien en hulle sal alles as een lomsom oorbetaal aan die kinderhuis van hulle soontoe gaan. Reg so julle, ons gaan ek gaan dit daar los. Ons gaan inspring in hierdie gedeelte en ek kan julle nou al sommer vra om daai teksgedeelte byderhand te hou. Ons gaan daarna kyk. Soos Elof vir ons gesê het, is dat ons is besig met hierdie reeks Lukas 9 tot 19 waar ons kyk na hierdie spesifieke, regtig unieke gelykenisse wat jy net in die evangelie van Lukas kry. Die gelykenisse wat ons nou na kyk is nie in die ander evangelies nie, is net in die evangelie van Lukas. En dit gee vir ons as dit ware hierdie kenmerke van wat dit beteken om 'n volgeling van Jesus te wees. Johan het laasweek die punt gemaak is dat hierdie gedeelte in Lukas 9 tot 19 is Jesus is besig op 'n reistog. Hy is op 'n reistog deur Samaria. Hy kom vanaf Galilea af deur Samaria op pad Jerusalem toe. Hy stap die pad van die kruis met die opstanding in wat sy hoop is. En op hierdie paadjie wat Jesus stap,
het hy volgelinge wat saam met hom agter hom aanstap soos hy stap. En dis wat ons nou wil kyk in hierdie reeks. Ons kyk vandag na die tweede kenmerk van 'n volgeling van Jesus. Laasweek het ons gekyk na 'n volgeling van Jesus is soos Jesus iemand wat barmhartig is. Vandag gaan ons sien in hierdie gedeelte en ons gaan spesifiek fokus op die gelykenis dat 'n volgeling van Jesus is iemand wat ryk is in God. En ons gaan so klein bietjie saam dink oor wat dit beteken om ryk te wees in God. So kom ek bid vir ons, vra dat die Here ons nou sal genadig wees. Ja, Hemelse Vader, ons kom na U toe as 'n mense wat nodig het om U stem te hoor. Ons het hierbo net 'n paar minute terug die kinders hoor sing. En ons kinders het gesing, die wyse man bou sy huis op die rots. Here, ek bid vir elkeen van ons dat ons die wyse manne en vroue sal wees, 'n mense wat in hierdie lewe besig is om aan die regte bouprojek en op die rots te bou. En Here, dankie dat U is so genadig vir ons, dat week in, week uit, dag in, dag uit, praat U met ons, roep U ons deur die Gees, U roep ons na die wyse pad, om vir Jesus te volg en nie die dwaase pad nie. En so Here, kom ontmoet met ons nou, kom en sny, soos wat net U woord met deur die Gees kan doen. Kom en sny ons harte, maak ons harte sag. Here, bring lewe wat goed is vir ons, en wat goed is vir ander en wat U verheerlik. Ons bid dit in Jesus se goeie naam. Amen. Vriende, ons is almal vertroud, met daai stelling. Ons is almal vertroud met die stelling wat sê money makes the world go round. Ons almal ken dit. Ek weet nie of jy dit weet nie, maar daai stelling money makes the world go round kom eintlik vanaf 'n liedjie af. Dit kom eintlik van 'n musiekblyspel af wat in die 1960s het dit uitgekom. Party van julle mag dit gesien het, Cabaret was die musiekblyspel, maar dit het uiteindelik half bekend geword in die rolprent weergawe in die 1970s. Ek dink Liza Minnelli, vir die ouer mense dalk hier onder ons sal vir Liza Minnelli onthou, sy het nog die Oscar gewen vir haar rol in daardie Cabaret rolprent en daai liedjie Money Makes the World Go Round kom dit uit. Dit is eintlik soos die klimaks van die storie waar Liza Minnelli se karakter, sy is die Cabaret sanger en dan is daar die seremoniemeester en hulle twee sing die liedjie Money Makes the World Go Round en hulle sing dit vanuit die uitgangspunt van mense wat nie baie ryk is nie. Hulle sing dit vanuit die uitgangspunt van mense wat eintlik wens dat hulle meer geld nodig het, want money makes the world go round. En kyk gou vinnig saam met my na die een vers in die lied, want ek dink dit is treffend wat hulle sê. Kyk gou vinnig saam op die skerm, as jy dit kan lees. Ek gaan dit vir ons lees, nie sing nie, en dit gaan soos volg. When you haven't any coal in the stove, en kort ons nie almal coal in the stove vanoggend nie. When you haven't any coal in the stove and you freeze in the winter and you curse to the wind at your fate. When you haven't any shoes on your feet, your coat's thin as paper and you look 30 pounds underweight. When you go to get a word of advice from the fat little pastor, he will tell you to love evermore. But when hunger comes to rap, rat-a-tat-tat at the window, knock, knock at the window, who's there? Hunger, oh hunger. See how love flies out the door. En ek dink daai is belangrik. Ek dink daai raak aan iets wat baie waar is. Want wat daai liedjie daar vir ons sê, vriende, is dit verklap, dink ek, iets wat 'n bietjie van 'n spanning is in ons lewens. En ek praat nie spesifiek, ek dink dit is waar vir almal, maar vir ons as gelowiges. 'n Spanning wat ons beleef, hierdie komplekse verhouding tussen ons geloof en tussen ons geld. Die ding is, ons almal as gelowiges weet. Ek dink ons almal weet dat die Bybel waarsku ons baie kere oor geld. Die fat little pastors, spreekwoordelike fat little pastors, waarsku ons en sê, hoorie, moenie Christen deur die lewe gaan en geld jou fokuspunt maak nie. En ons weet dit. Maar soos wat ons dit weet, is die realiteit, is ons lewe met koue winters, waar het so great wees as ons 'n stoof kon gehad het, en meer klere kon gehad het, en kos op die tafel kon gesit het, en ons skoolgeld om te betaal, en ons mediese fondse, en ons 'n magdom van behoeftes, en in die regte wêreld waarin ek en jy onsself bevind, where money makes the world go round, is dit moeilik. Dis moeilik om te weet, maar hoe lewe ek hier met hierdie
geloofsoortuiging waar ek in die regte wêreld is, waar geld die ding is wat regtig praat op die einde van die dag. En dit is wat ons vandag oor wil saamdink. Vriende, dit is wat ons oor wil gesels vandag. Die vraag aan jou en my is, hoe behoort 'n volgeling van Jesus se wandeling in die regte wêreld te lyk? Hoe behoort ons wandeling in die wêreld te lyk, in 'n wêreld waar geld vir alle praktiese doeleindes die wêreld laat draai? En dit is wat Lukas 12 spesifiek vir ons wil antwoord, en spesifiek daai gelykenis wat ons na gaan kyk. En so tel jy blaadjie op en kom ons word net vertroud voordat ons by die gelykenis kom. Kom ons wees net vertroud met die konteks waarin hierdie gelykenis vertel word. Ek dink dit is belangrik. So ons is hier in Lukas 12, soos ek nou reeds gesê het, Jesus is nou hier in Samaria. Jesus het op hierdie stadium in sy aardse bediening reeds aangekondig, hy is die Messias, hy is die Christus, hy is die koning van God se koninkryk, hy het wonderwerke gedoen, hy het amazing leringe gegee, en sien julle daarso in Lukas 12 vers 1, daar is letterlik duisende mense wat om Jesus drom op hierdie stadium. En so probeer die prentjie insien van Lukas 12 vers 1, Jesus is teen en ergens, of langs die oewer, of op 'n bult, of wherever dit mag wees, daar's 1000 mense, vriend en vyand om hom, maar net reg om Jesus, sy binnekring van 12 disippels. Jesus is hier in Lukas 12 besig om met hulle te praat, maar die duisende mense om Jesus luister in. Hulle kan hoor wat Jesus besig is om vir sy volgelinge te sê. En dan Lukas 12 vers 1 tot 12 gee Jesus 3 waarskuwings. Het jy dit opgetel daar? Sien dit raak saam met my. 3 waarskuwings. Hy wil sy volgelinge aanspoor om te lewe in die regte wêreld, in die lig van die realiteit van die onsigbare, onsigbare God. Hulle moet nou lewe in die lig van die God wat hulle en alle mense eendag op oordeelsdag as die regter gaan ontmoet. Dis vers 1 tot 12. So kyk gou saam met my, sien dit raak, vers 2 tot 3. Eerste waarskuwing, Jesus sê vir sy volgelinge, vir die disippels, pas op vir geestelike skynheiligheid, want oordeelsdag kom, en alles wat nou weggesteek word, sal op daardie dag openbaar word. Dis die eerste waarskuwing. Hier is waarskuwing 2, vers 4 tot 7. Hy sê vir sy volgelinge, moenie vervolging vrees nie. Moenie vervolging probeer ontduik nie. Nee, vrees eerder die God wie jy op die oordeelsdag gaan ontmoet. Die een wat besluit, wie gaan hemel toe, wie gaan hel toe. Derde waarskuwing, vers 8 tot 12, sien dit saam met my daar. Jesus roep sy disippels, hy sê, wees getrou. Bly getrou aan my, want wie ook al aan die seun van die mens nou getrou is, as jy aan my nou getrou is, sal die seun van die mens op daardie dag, sal hy, as jy nou skaam is vir my, gaan hy skaam wees vir jou daai dag. As jy getrou is aan hom nou, sal hy getrou wees aan jou daai dag. Derde waarskuwing, wat Jesus daar gaan, en dit is soos wat Jesus daardie woorde spreek, imagine it. Jesus is nou net nog besig, daai woorde is nog nie koud nie. Die woorde van vers 8 tot 12, soos wat Jesus het sê, is daar 'n ou hier uit die skare uit, wat uitroep. Een van die ouens daar roep uit. En hy roep uit vers 13. Hy sê, meester, sê vir my broer om die erfenis met my te deel. Okay, nou dit is shocking. Dit is verstommend. Dit is soos, imagine, dit is soos die vrou wat sit in die dokter se spreekkamer. En die dokter is besig om vir haar ernstige nuus te gee. Lewensbelangrike nuus. Hy vertel vir haar dat sy het stage 4 kanker. En soos wat hy besig is om aan haar te verduidelik dat sy het kanker, val sy die dokter in die rede en sy sê, dokter, wag net gou, kan jy asseblief vir my dieetpille voorskryf sodat ek vir die vakansie net 'n klein bietjie gewig kan verloor? Dit is so verregaande, dis absurd. Dit is presies wat ons hier het. Jesus, die seun van die mens, die koning vir alle ewigheid, waarsku oor hemel en hel en al wat hierdie ou op sy hart en sy gedagtes het, is sy erfporsie. Kyk hoe reageer Jesus daar in vers 14. Jesus, soos baie keer, reageer met 'n vraag. Jesus sê in vers 14 vir die man, mens, wie het my as regter
of as bemiddelaar oor jou aangestel? Belangrike, goeie vraag, soos Jesus se vraag altyd is, want dit is eintlik in 'n mate bietjie dubbelsinnig. Dis soos 'n trick question. Jesus aan die een kant is besig vir die ou te sê, luister, jy verstaan nie lekker wie ek is nie. Gaan na 'n boedelprokureur toe en hy kan jou help met daai situasie. Maar eintlik wat Jesus, dink ek, met daardie vraag besig is om te sê, is hy praat hier van 'n regter. Nou net in die vorige 3 waarskuwings verwys dit na God as die regter. Wat Jesus vir hierdie ou sê is, luister, en hy sê vir sy disippels, hy waarsku sy disippels, hy sê, net soos alles wat ek nou net vir julle gesê het, so ook is dit waar wanneer dit kom by jou en my finansies en ons omgaan met ons aardse rykdom. Onthou dit, daar is 'n regter. Daar is 'n dag wanneer almal van ons, ook in die manier wat ons met ons aardse rykdom omgegaan het, gaan staan voor die regter. Onthou wie die regter is. En om dan hierdie punt huis toe te dryf, gee Jesus dan hierdie gelykenis wat ons nou gaan kyk. Die gelykenis wat in ons Bybels bekend staan, ek dink is die opskrif in ons Bybels, dit staan bekend as die gelykenis van die ryk dwaas. En die rede vir daardie titel is, kyk saam met my in die teksgedeelte, in die gelykenis vers 20, want dit is wat God sê vir hierdie ryk man, hy noem hom 'n dwaas. En dit is wat ek graag wil hê ons tyd in vandag moet spandeer. Die vraag vir jou en vir my, hoekom was hierdie man in Jesus se storie 'n dwaas gewees? Want ek dink die gelykenis antwoord dit, en nie die inligting, die inhoud van die gelykenis vertel ons dit nie, maar spesifiek dit wat Jesus net voor die gelykenis sê in vers 15, die stelling wat Jesus maak in vers 15, en die stelling wat Jesus maak in vers 21, net voor en net na die gelykenis, vertel vir ons hoekom hierdie man 'n dwaas is. Hy's ryk, maar hy's 'n dwaas. OK, kom ons sien dit raak. 2 redes, en dit behoort op die skerm te verskyn. 2 redes hoekom hierdie ryk man 'n dwaas was, sê Jesus vers 15. Eerstens, hy was 'n dwaas gewees want hy het gedink sy lewe word bepaal deur die oorvloed van sy besittings. Dis wat hom 'n dwaas gemaak het. Hy het gedink sy lewe word bepaal deur die oorvloed van sy besittings. Moet dit nie mis nie. Kyk saam met my daar vanaf in ons die gelykenis gedeelte. Is die een van die groot woorde wat reg deur hierdie gedeelte voorkom, is die woord lewe. En so as jy daar saam met my kyk, laat jy oog gou afgaan na Lukas 12 vers 20 toe. Sien ons die woordjie lewe in vers 20, weer in vers 22, weer in vers 23, weer in vers 25. Nou daai woordjie wat in ons Afrikaans of in die Engels vertaal word as lewe of life, is in die oorspronklike taal, en hier is dit belangrik, is die woordjie sugai. Nou wat sugai beteken as wat ons vertaal as lewe, dit verwys na jou, kom ons noem dit maar fisiese lewe. Met ander woorde wat sugai beteken is dit verwys na lewe as 'n natuurlike realiteit. So jou fisiese lewe of selfs jou psigiese lewe, maar dis lewe wat alle mense in gemeen het. Alle mense wat lewe het sugai. Dit is 'n natuurlike verskynsel, fisies, psigies. Maar wat ons nie moet mis nie, is kyk na vers 15 in ons teksgedeelte. In vers 15 kom ook die woord, hier in hierdie eerste stelling van Jesus, het ons ook die woord lewe, maar hierdie is in die oorspronklike taal 'n ander woord in die Grieks. Dis nie die woord sugai nie, dis die woord zoe. Party mense noem hulle dogter Zoe. Partykeer hulle honde Zoe. Maar anyway, Zoe. Daai woordjie Zoe verwys nie soseer na lewe as 'n natuurlike realiteit nie, maar lewe as 'n bonatuurlike realiteit. So nie soseer lewe as 'n fisiese ding nie, maar 'n metafisiese ding. Dit is lewe soos wat lewe bedoel was om gelewe te word. Dit is lewe soos wat begeer word deur almal, maar nie bekom word deur almal nie. Maar ons almal weet wat dit is. As jy vandag hier so sit en jy's 'n Christen, of jy's glad nie 'n Christen nie, ons almal smag na Zoe. Elkeen van ons, kom ons wees eerlik met onsself, diep in ons harte, het ons 'n diep begeerte na hierdie, kom ons noem dit Zoe lewe. Diep binne in ons weet ons dat lewe moet meer as net sugai wees.
Dis nie meer as net fisies en psigies. Dis asof ons hierdie diep honger binne in elkeen van ons, is elkeen van ons smag na iets meer. Dit voel heeltyd vir ons as ons dit definieer ons lewens, soos wat ons probeer om hierdie voller lewe te bekom, en ons is die heeltyd besig om te werk en te streef na daai tipe van lewe. Ons almal smag daarna, maar nie almal bekom dit nie. Daai tipe van lewe is die goeie lewe, dit is die oorvloedige lewe, lewe in sy volheid, Zoe lewe. En dit is die stelling wat Jesus hier maak in vers 15, vriende. Jesus se punt hier is dat die ware, die oorvloedige lewe, hoor mooi, die oorvloedige lewe, sê Jesus hier, is nie te vinde in 'n lewe van oorvloed nie. Die oorvloedige, die vol lewe, word nie bekom deur jou lewe vol te maak met staf nie. Dis Jesus se punt in vers 15. En om daai punt huis toe te dryf, vertel hy hierdie storie. So kyk saam met my na die gelykenis. In vers 16 verwys Jesus na 'n ryk man. Die woordjie ryk, daar beteken letterlik 'n gevulde man, iemand wat vol is. So dink aan hierdie man as 'n glas. Hierdie ou se glas is vol, hy is gevul. Hy geniet oorvloed. Maar dan gebeur 'n goeie ding met hierdie ou, en dit is 'n amazing oes. En so hierdie man se plaas het 'n goeie oes opgelewer, vers 16. Met ander woorde, die oorvloedige man, daar geniet meer oorvloed. En so hier's die groot vraag: wat doen 'n ou wie se glas vol is as daar meer water in die glas ingegooi word? Wat doen hy? Wel, dit is wat hierdie ou gedoen het. Wat hierdie ou gedoen het, hy het sy glas weggegooi, hy het vir hom 'n groter beker gekry. Dis wat hy gedoen het. Hy het gesê, ek het 'n goeie plan, my glas is vol, hier's meer, wat doen ek? Kom ek kry 'n groter glas, 'n groter beker. Vers 18, lees dit saam met my. Ek sal vir my, sê die man, skure afbreek en vir my groter skure bou. Daarin sal ek al my graan en my goedere opgaar. Dan sal ek vir myself sê, mens, jy het baie goed opgegaar vir baie jare. Ontspan nou, eet, drink en wees vrolik. En so die logika, vriende, hier is eenvoudig. Dis nie rocket science nie. Hierdie ou hierso, hierdie man het, sy lewe was gekenmerk deur net meer opgaar en meer opgaar, dis groter en groter. Hy hou net aan supersize en supersize die heeltyd. Hoekom doen hy dit? Baie eenvoudig, want dit strook met sy geloofsoortuiging. Hy hou aan net meer en meer en meer en meer, groter en groter. Hoekom doen hy dit? Want hy glo dat die oorvloedige lewe is te vinde in 'n lewe van oorvloed. Dis hoekom hy dit doen. En hy's 'n dwaas om so te dink. God kom na hom toe, terwyl hierdie ou in die aand in sy bed lê. En hierdie ou is besig om letterlik sy skape te tel. Kom God soos 'n dief in die nag, vers 20, en sê vir hom, jou dwaas, jou absolute dwaas. Vannag nog gaan jou lewe van jou opgeëis word, en wat jy bymekaar gemaak het, aan wie sal dit dan behoort? Ek het hierdie vakansie begin om 'n Wilbur Smith se Rivergate te lees. Ek weet nie wie van julle dit gelees nie. Ek is so amper klaar met die boek nou, maar dit is 'n fascinerende storie, maar gebaseer op geskiedenis oor die antieke Egipte. En in hierdie storie sien jy net hoe crazy baie ryk die farao's was in antieke Egipte. En een van die dinge wat die ouens natuurlik gedoen het is, en jy sien dit ook in die boek, is dat wanneer die farao sterf, dan het hulle al hulle skatte saam met hulle begrawe. En hulle begrawe hulle skatte saam met hulle, want wanneer hulle in die hiernamaals wakker word, dan kan hulle daarso hulle skatte geniet. En so in 1922 is 'n redelike bekende ding, Tutankhamun, ek dink as jy sy naam sê, is een van die bekende farao's, is sy graf ontdek in 1922. En hulle het die graf ontdek, en daar die gebeendere van hierdie ou mummy, hierdie farao lê daarso, en al die skatte, kan jy dit glo? Dis nog steeds daar. 5000 skatte. Hy het 5000 skatte saam met hom daar begrawe. Hy was 'n hoender. Hy was 'n dwaas. Hoe stupid kan jy wees om te dink dat jy kan staf vat
en dit saam met jou begrawe en dis great want dit gaan jou hou. Vriende, dit is wat die ryk dwaas hier gedoen het en dit is Jesus se punt. Jesus sê in vers 15, 'n mens se lewe word nie bepaal deur die oorvloed van besittings nie. Hoekom nie? Want lewe is vir almal ewig. Lewe per definisie, Zoe lewe is ewig. Dit is ewig. Dis 'n ewige realiteit of saam met God, ons noem dit hemel, of sonder God, ons noem dit hel. En die punt is in beide daardie ewige lewens wat kom, is aardse rykdom net nie 'n currency wat vlieg nie. Dit is waardeloos. En die vraag vir elkeen van ons opnuut vanoggend, vriende, is net bloot, glo ek en jy vir Jesus? Soos dink net gou vir 'n oomblik, glo ons vir Jesus, as Jesus vir ons in vers 15 sê dat 'n mens se lewe word nie bepaal deur die oorvloed van besittings nie. Glo jy, dink jy Jesus weet waarvan hy praat? Moenie te vinnig antwoord nie. Ek dink hierdie is so moeilik en hierdie is moeilik vir ons almal. Ek sukkel hiermee. Want ek dink dit is spesifiek. Ek dink hierdie is een van die groot maniere hoe die Satan ons in die weste hedendaagse Christene vang. Want ek dink meeste van ons as gelowiges sit en ons maak ons Bybel oop en ons sien hoe Jesus die ryk dwaas verdoem en ons sê amen daarop op Sondag en Maandag maak ons die Financial Times oop of ons kyk Netflix of ons scroll deur Instagram en ek en jy sê amen vir hoe die wêreld die ryk man verheerlik. Ons het geestelik gesproke, het ons 'n gesplete persoonlikheid. Ek dink so, ek dink ons het, ek dink dit is wat ons doen in die plek waar ek en jy moet begin, vriendin, is ons moet begin deur te erken dat daar is 'n kommerwekkende disconnect tussen jou en my geloofsbelydenis en jou en my geloofsbelewenis. Ons is soos die man wat in Lukas 9, net 'n bietjie voor ons gedeelte. Ons is soos die man van Lukas 9 vers 57 wat na Jesus toe gekom het in Lukas 9:57 en vir Jesus gesê het, Jesus, ek sal jou volg waar ook al jy gaan. Dis wat ons reeks oor is, om volgelinge van Jesus te wees. Jesus antwoord net die volgende vers vir die man. In Lukas 9 vers 58, Jesus sê vir die man, die jakkalse het gate en die voëls van die hemel het neste, maar die seun van die mens het geen plek waar hy sy kop kan neerlê nie. Met ander woorde sê Jesus vir daai man, om my te volg is nie 'n paadjie van aardse weelde nie. Dit is Jesus se punt daar. En dit is op daai plek waar ek dink dit so baie kere ons in twee skeer en waar dit net vir ons dan makliker is om na onsself te verwys as Christene in steede daarvan om na onsself te verwys as volgelinge. En makliker om te sê ek is 'n Christen. In steede van nee, ek is 'n volgeling, wanneer Jesus my roep op daai paadjie. Dit is natuurlik wat net hierna in Lukas kom, in Lukas 18, die bekende storie van die ryk jong man. En Jesus gaan die ryk jong man roep en hy gaan vir hom sê, want hy sê hy wil vir Jesus volg, en Jesus sê vir hom, laat staan jou aardse rykdom, en hy kan nie dit doen nie. En vriende, daar is die teeaansluiting vir elkeen van ons, nie een keer nie, ja een keer, elke dag. Elke dag staan elkeen van ons as Jesus se disippels voor die Jesus by die teeaansluiting. Jesus roep jou en my, hy sê, volg my, sal jy my volg? Sal jy my volg ook in die manier wat jy met aardse rykdom omgaan? En die punt bloot op hierdie stadium in die gelykenis, vriende, is bloot dit. Die punt hierso is, hoor dit weer vir 'n laaste keer, ons sal alleenlik vir Jesus volg. Ons sal hom net volg as ons glo dat Jesus se pad is inderdaad die wyse pad, dit is nie die dwaase pad nie. As ons dit sou glo, dan sal ons vir Jesus volg, maar as ek en jy sou besef dat die pad van die wêreld, die breë pad, die pad wat vir jou en vir my sê nog meer,
groter skure. Daai pad is die dwaase pad. Want op daai paadjie, sê Jesus, dit is op daai paadjie waar die dood jou gaan hijack. Hy gaan jou letterlik daar kaap en hy gaan jou stroop eendag van al jou aardse besittings. Dis die dwaase pad. Jesus sê, volg my. Hier is die tweede rede. Vriende, kyk saam met my, het behoort ook op die skerm te wees, maar sien raak die tweede rede vanuit die gelykenis wat Jesus vir ons sê, hoekom hierdie ryk man 'n dwaas was. Die rede is daar in vers 21. Sien jy dit? Vers 21 sê Jesus, dat hierdie man was 'n dwaas, want hy het gedink dat sy lewe is sy lewe. Hy was dwaas om dit te dink, dat sy lewe is sy lewe. Ek dink een van die aspekte van hierdie gelykenis wat ons baie kere mis, is die feit dat in die storie wat Jesus vertel is die man 'n boer. En dis belangrik, want 'n boer is, of ten minste 'n boer behoort te wees, meer as amper enige ander professie in hierdie wêreld, is 'n boer iemand wat baie bewus is dat soveel van wat hulle ontvang in die lewe is totaal en al genade, dit is totaal en al 'n geskenk, dit kom totaal en al nie van hulle af nie. Ek bedoel, ja, jy moet hard werk, dit is so, boere moet hard werk, boere moet planne maak, maar op die einde van die dag, die son moet skyn, jy het nie baie uit te waai met dit nie. Die reën moet val, die grond moet vrugbaar wees, die plant moet groei, dis alles genade, dis alles 'n geskenk. Maar die hartseer storie wat ons hier het in Jesus se gelykenis is dat daar is net geen, in sy hierdie ou se verwysingsraamwerk is net God nêrens te vind nie. God feature net hoegenaamd nêrens nie. In feite wat jy sien is presies die teenoorgestelde. Hierdie ou dink net aan homself. Hy's half die king of his own castle. Tel jy dit daarop, kyk saam met my in vers 17 tot 19. En dan gaan dit weer lees. Ek wil hê sien raak, Jesus doen dit as prins. Sien raak hoe Jesus beklemtoon in vers 17 tot 19 die persoonlike voornaamwoorde, die totale selfgesentreerdheid van hierdie ou. Vers 17. Hy, die ryk man, het homself toe afgevra, wat moet ek doen? Want ek het nie plek waar ek my oes kan opgaar nie. Toe sê hy, dit is wat ek sal doen. Ek sal my skure afbreek en groter skure bou. Daarin sal ek al my graan en my goedere opgaar. Dan sal ek vir myself sê, mens, jy het baie goed opgegaar vir baie jare, ontspan, eet, drink en wees vrolik. Vriende, die punt is, hierdie man het gelewe asof God nie bestaan nie. Hierdie man was godsdienstig, hy het 'n God gehad wie hy aanbid het, hy het 'n drie-enige God gehad wie hy aanbid het. It was me, myself and I. Maar toe ontmoet hy die ware God. En die ware God sê vir hom, jy's 'n dwaas. Jy is 'n dwaas. Vandag nog sal jou lewe van jou opgeëis word. Moenie daai woordjie mis nie. Sy lewe word opgeëis. Dit impliseer sy lewe is nie sy lewe nie. Dit word opgeëis van die een aan wie sy lewe behoort. Hy, die ryk man, was eintlik maar net 'n rentmeester. Hy was 'n beleggingsbestuurder van 'n ander ou se eiendom. En nou kom die eienaar en hy, die beleggingsbestuurder, moet rekenskap lewer van wat hy gemaak het. Eienaar se rykdom. Ek weet nie wie van julle het op Netflix gesien het, of jy aanspoor gaan kyk, dit is so briljant. Dit is 'n docu-series of 'n documentary. 4 episodes getiteld Madoff. Okay? Ek weet nie of julle dit gesien het nie, maar Bernie Madoff was een van die bekendste beleggingsbestuurders op Wall Street gewees. En toe in 2008, toe daai groot ekonomiese resessie was in Amerika, toe daar nie meer baie geld is nie, toe kom dit uit dat hy was nooit 'n beleggingsbestuurder nie. Die grootste Ponzi skeme in geskiedenis. Hy het $64 miljoen
van ander beleggers oor Amerika en Europa gevat vir ouens, hulle geld gevat om dit te belê, om vir hulle ryk te maak, om hulle koninkryke te kan uitbou, en daai geld gevat en basically in sy Ponzi scheme dit net op homself spandeer. Dis wat hy gedoen het. Dit is wat die ryk man hier doen. Dit is wat hierdie ryk man hier gedoen het. Hy is besig om God se rykdom te vat en nie God se koninkryk te bou nie, maar besig is om sy eie te doen. En vriendin, die vraag vir jou en vir my is, wat van ons? Wat van ons? Wat van jou en my? Is ons vers 20, is ek en jy maar net hedendaagse weergawes van die ryk dwaas? Of is ons vers 21 mense wat ryk in God is? Of Engels praat van rich towards God. Met ander woorde is ons mense wat besef dat ons is net beleggingsbestuurders en al die oorvloed wat God vir ons gee is daar om sy koninkryk uit te bou. Vriende, kom ons wees wys. En hoor asseblief saam met my hierdie woorde, en dit gaan op die skerm wees, maar hoor saam met my die woorde van Paulus, so voor dit op die skerm is. 1 Timoteus hoofstuk 6, ons gaan dit net lees, ek gaan nie eers baie hierso sê nie, want ek dink, Paulus, dink ek, jy sien dit in die taal van 1 Timoteus 6, Paulus het Lukas 12, dink ek, in gedagte, soos wat hy 1 Timoteus 6 skryf. Dit is 'n woord vir die Nuwe Testament kerk, vir ek en jy, wat Paulus, as dit ware vir elkeen van ons, insluitende vir my, vandag wil sê. Hy roep ons om wys te wees. En so hier is die eerste ding, sien saam met my raak, 'n waarskuwing vir die wat ryk wil wees. En kom ons wees net eerlik, vriende, dis ons almal. Dis elkeen van ons. Ons almal wil ryker wees. Waarvan elke liewe persoon. Hierdie is die waarskuwing, sê Paulus, vir jou en vir my. 1 Timoteus 6 vers 9 tot 10. Paulus sê, wie ryk wil wees, val in versoeking en val in 'n struik en baie dwaase en skadelike begeertes wat mense meesleer na ondergang en vernietiging. Want geldgierigheid is die wortel van alle kwaad. Die hinkering na rykdom het sommige mense laat afdwaal van die geloof en hulle het hulle self met baie smarte deurboor. Ag vriende, en ons almal ken sulke stories, né? Ons almal, ons ken dit in klein stories, klein maniere, en ons weet van dit in groot maniere, maar ons almal weet dat dit wat Paulus ons oor waarsku is waar. Dat 'n lewe waar jy jouself gee vir geld, jy mag geld kry, maar jy gaan soveel verloor. Dit gaan jou fisies, jou verhouding met ander, baie kere met ons vrou en met ons man en met ons kinders, baie kere met ons familie en ons verhouding met die Here, dit is vernietigend. En so vriende, kom ons wees gewaarsku, kom ons wees wys, kom ons wees ryk in God. Hier is die tweede ding wat Paulus in 1 Timoteus 6 vir ons tot roep met betrekking tot hoe ons met aardse rykdom moet omgaan. Dis die tweede ding, is hy waarsku ons nie net vir die wat wil ryk wees nie, maar daar's ook 'n aansporing vir die wat reeds ryk is. En weer eens, dit is ons almal. Dis elkeen van ons, of dis ten minste meeste van ons. Meeste van ons, as jy 'n huis het, 'n dak oor jou kop het, jy het kos wat jy weet, wat is die kos wat jy môre gaan eet? Ons is in die top 3 tot 5% in die hele wêreld van mense wat bestaan. Meeste van ons hier is ryk. Hier is 'n aansporing vir ons, vir die wat ryk is. Paulus sê 1 Timoteus 6 vers 17 tot 19, beveel die rykes in die huidige wêreld om nie hoogmoedig te wees nie, en nie hulle hoop op die onsekerheid van rykdom te vestig nie, maar op God, wat alle dinge in oorvloed aan ons gee om te geniet. Beveel hulle om eerder goed te doen, om ryk aan goeie dade te wees, om vrygewig te wees, mededeelsaam te wees, om sodoende vir hulle self 'n skat op te bou as goeie fondament vir die toekoms, sodat hulle die ware lewe kan verkry. En hier is die ding, vriende, ons almal ken ook sulke stories. Ek ken sulke stories hier in Ligpunt.
weet van mense wat ryk is in God. Wat ja, die Here seën hulle in oorvloed en hulle vat hulle oorvloed en hulle is besig om nie hulle koninkryk te bou nie, maar hulle is besig om God se koninkryk te bou. Hulle is besig om hulle naaste lief te hê soos hulle self. Hulle is besig om seker te maak dat ander mense van Jesus kan hoor, sodat hulle ander mense kan deel raak van hierdie wonderlike koninkryk. En prys die Here vir hulle. Vriende, kom ons wees wys, elkeen van ons, kom ons wees ryk in God. Maar in die laaste paar minute, vriende, wil ek hê ons moet stop en net 'n klein bietjie dink. Okay, ja, Poen, ons hoor wat Jesus sê, maar dis taaf. Dis moeilik, want dit is moeilik. Ek weet nie vir julle, ek dink dit is menslik gesproke onmoontlik. Ek dink wat Jesus ons tot roep, wanneer Jesus ons roep om hom te volg, ook in die area van ons geld of ons aardse rykdom, is nie in en van onsself moontlik om te doen nie. Hy roep ons na 'n ding wat bo-natuurlik is. Ek dink dit is onsaglik moeilik, want ek en jy lewe met hierdie dodelike aantrekkingskrag van wat geld het, beide in ons harte of wat aardse rykdom het, beide in ons harte, maar ook in 'n wêreld waar geld praat en where money makes the world go round. En so die vraag is, hoe gaan ek en jy bo-natuurlik bekragtig kan word om nie die paadjie van die ryk dwaas te stap nie, maar eerder mense te wees wat genuine ryk in God gaan wees. Wat het nodig om te gebeur vir dit om te gebeur? Wel, hierdie is wat ek wil hê ons in die laaste tyd oor met gesels. Ons moet begin, vriende, om te besef, hoor baie mooi, dwaasheid, want ons praat hier van die ryk dwaas. Dwaasheid is nie 'n kopkondisie nie, dis 'n hartskondisie. Okay, so om dwaas te wees is nie jy te lae IQ nie. Dis 'n hartstoestand. Net soos wat wysheid is nie 'n intelligensie ding nie. Jy kan 'n IQ hê van ek weet nie 150 of whatever. En jy kan baie dwaas wees. En nog steeds baie dwaas wees. Dis 'n hartskondisie. En so die stryd tot dit wat Jesus jou en my tot roep, is 'n fight wat ek en jy geroep word om elke dag hier te fight. Dis 'n hartstryd. Dis nie nog 'n versie wat ek en jy net moet leer nie. En so om daai fight te fight wil ek in die laaste gedeelte net vir ons 5 dinge vinnig noem en dit gaan baie vinnig net genoem word. 5 dinge. Eerste ding is dit en dit sal op die skerm wees. Vriende, die eerste ding vir jou en vir my is ons moet pas op en op ons hoede wees vir elke vorm van gierigheid. Het jy dit daar gesien in vers 15? Dit was die eerste opdrag wat Jesus vir ons gee. Vers 15, pas op en wees op julle hoede vir elke vorm van gierigheid. Dis 'n ding wat in jou en my hart wegkruip. Gierigheid, as ek 'n vinnige definisie vir ons kan gee van gierigheid, greed of covetousness is die Engelse woord vir dit. Gierigheid, vriende, is 'n gees van onvergenoegdheid. Dis 'n gees van onvergenoegdheid met God se voorsiening. Dit is die oorspronklike sonde, as jy daaroor dink, van Adam en Eva. Dit is daai ding in jou en my hart wat dink, dit wat God vir my gee is nie goed genoeg nie. Ek gaan eerder iets anders te najaag, iets nastreef, want ek weet beter hoe ek vir my 'n paradys kan bymekaar maak as wat God kan weet. En as wat God weet. En Jesus waarsku jou en my en sê, pas op, wees op jou hoede teen gierigheid. Maar dan tweedens, baie belangrik, ons wil dieper in ons harte afgaan. Daai is level 1 van waar jy die fight, maar nou moet ons afgaan in ons harte. Besef dat gierigheid niks anderste as afgoderry is nie. En ek weet nie of jy dit besef nie. Het jy al ooit gedink daaroor dat in die 10 gebooie, Eksodus 20, is die heel eerste gebod is, jy mag geen ander gode hê nie. Die heel laaste gebod, die 10de gebod is, you shall not covet. Jy sal nie gierig wees nie, jy moenie begeer nie. Die rede hoekom dit nommer 1 en 10 is, want dit is soos die boekends, dit is 'n spieelbeeld van mekaar. Jy sien, as ek die ware God nie voor oë hou nie, dan is ek besig om op my eie manier ergens te begeer, om alself God te speel. Die twee gaan met mekaar. Dit is hoekom Kolossense 3 vers 5 sê, letterlik, gierigheid is afgoderry. Kolossense 3 vers 5. En dit is belangrik, hoor mooi, nou is ons by die derde gedeelte, 1 af in ons harte.
hoe ek en jy gaan fight om nie die pad van die ryk dwaas te stap nie. Vriende, die rede hoekom ons agter ons afgode aan hardloop uiteindelik is omdat ons bang is. Ons is gejaag en gedryf deur vrees. Het jy dit opgetel in Lukas 12? Reg deur Lukas 12 kom die woordjie vrees voor. En ons as mense, juis omdat ons sulke behoeftige mense is ons mense wat heeltyd bang is. Ons vrees dinge. Kyk aan vers 4. Ons is mense wat ons vrees vervolging, vers 4 en vers 7 en vers 11. Maar dan ook, ons vrees dat daar nie na ons omgesien sal word nie. Ons vrees dat ons nie versorg sal word nie. Kyk vers 22 van ons gedeelte, gaan dit lees. Jesus sê vir ons, moet julle nie bekommer oor julle lewe, oor wat julle sal eet, of oor julle liggaam, wat julle sal aantrek nie. Kyk na vers 29, moet ook nie soek na dit wat julle moet eet of drink, en daaroor besorgd wees nie. Sien, dis die ding wat baie keer ons so jaag, ons is bang, want ons probeer na onsself omsien. Ek wil dis maar wat die ryk dwaas gedoen het. Wat is die eerste woord wat hy gesê het toe hy sy groter skure bou? Sy eerste woord is, ontspan. Dis nou kan hy ontspan, hy het nie ontspan nie, hy was, en nou kan hy ontspan, want hy het na sy afgod toe gehardloop, wat net na hom sal kyk, vir nog 'n rukkie langer. En vriende, as ek en jy nie die pad van die dwaas gaan stap nie, gaan ons besef dat ons harte worstel met gierigheid. Ons gaan besef dat daai gierigheid is afgodery. Afgodery word gejaag en word aangevuur deur vrees. Hier staan die volgende ding, dieper in ons hart, waar ek en jy moet gaan. 4de ding. Oorkom die vrees deur te rus in die wete dat jy 'n Vader het wat na jou omsien. Lees saam met my in die gedeelte hoe Jesus dit sê vir ons in vers 32. Jesus sê in vers 32, moenie bang wees nie. Moenie bang wees nie, klein kindertjie, want julle Vader het dit goed gedink om die koninkryk aan julle te gee. Die logika hier is dat as God vir ons in Jesus reeds sy kinders gemaak het, hy het ons aangeneem, hy het sy erfenis vir ons gegee, as ons reeds nou, sy kinders, reeds in sy koninkryk is vir alle ewigheid, sekerlik, sal ons Vader dan nou reeds, as sy kinders, in die hier en nou dan ook na ons omsien. Let wel, dit beteken nie, hy gaan vir jou alles gee wat jy wil hê nie, maar hy sal vir jou alles gee wat jy nodig het. Hy sal vir jou alles gee wat genuine goed is, regtig egtig goed is vir jou, wat regtig egtig goed is vir ander om jou. Hy's 'n goeie Vader. Hy sal na jou omsien. Laastens, en ek sluit hiermee af. Sien dan raak saam, vriende, sien in jou Vader se voorsiening, sien daar vir Jesus as jou grootste skat. Volgeling van Jesus, Christen, gelowige, besef jy dit? Besef jy dat ons is reeds die rykste van mense? Weet jy dit? Het jy 'n benul hoe ryk jy is? Ons is 'n gazillion keer meer ryk as wat Elon Musk ooit in sy lewe sal wees. As ons maar net die oë kan hê en die wysheid kan hê om dit te besef. Besef dit. Dit is die evangelie. In die taal van vers 13, vriende, dit is die evangelie. Jesus is jou en my ouer broer, wat nie in gierigheid sy erfenis vir homself gehou het nie. Hy het dit nie gedoen nie. Nee, hy het sy erfenis met ons kom deel. In kontras met die ryk dwaas, het Jesus nie sy skure afgebreek om homself ryker te maak nie. Jesus het sy eie liggaam gebreek op die kruis om jou en my ryk te maak. Dis die gospel, dis wat Jesus gedoen het. Kyk hoe pragtig sê Paulus dit vir ons in 2 Korintiërs 8 vers 9. Paulus sê vir ons, julle gelowiges, julle ken dan, julle ken die genade van ons Here Jesus Christus, dat hy wat ryk was, terwille van julle arm geword het, sodat julle deur sy armoede ryk kan word. En so vriende, kan ek ons daarmee los.
Kom ons bly daar, kom ons word wakker, kom ons wees wys, kom ons koester vir Jesus. Kom ons koester Jesus as ons grootste skat. Kom ons wees gierig om Jesus beter te leer ken en meer in 'n intieme verhouding met hierdie Jesus op hierdie paadjie te wandel. Want as ons met hierdie Jesus wandel en Jesus bly ons grootste skat, dan gaan ons die fight wen teen gierigheid in ons hart. En ek sluit af deur net daai laaste sinnetjie van ons gedeelte vir ons te lees. Maak Jesus jou grootste skat, want Lukas 12 vers 34, want waar julle skat is, daar sal julle hart ook wees. Kom ons hou Jesus vooroor, vriende. Kom ek bid vir ons saam. Ag Vader, ons wil vir U loof en prys vir net hoe goedgesind U elkeen van ons in Jesus was. Here, gee vir ons deur die Gees die wysheid om te besef hoe insanely ryk ons in Jesus is, nou en vir alle ewigheid. Ons loof en prys U dat U is die goeie Vader wat na ons omsien. Here, help ons om dit te glo. Here, soos wat ons koud en honger en moeg is, bedruk is met baie legitimate aardse behoeftes. Here, help ons om te wag op U, te kyk na U, ons Vader, wat aan ons sal voorsien. Maar Here, ek bid vir elkeen van ons hier en ek pleit, help ons om vir Jesus voor oë te hou. Help ons om te sien dat Jesus is die een in wie ons alles het wat ons nodig het, die goeie Zoe lewe nou en vir alle ewigheid. Ons loof en ons prys U, Here, en ons vra dat U met ons sal wees op die pad. In Jesus naam bid ons dit. Amen.